Die Weskaap is soos 'n mooi vrou. Sonder moeite steel sy harte. In die hart van haar oorvloed lê landbou. Dit wat die dorpe se drome warm hou. Op hierdie padreis verken ons die rykdom, al die pad tot in die Oeverberge, waar Nampo Kaap dit vier. Van veld tot fees. Drie weke, duisende kilometers en soveel stories later. En hier is ons nou, op die laaste dag van Nampo Kaap en ons epic roadtrip. My huis roep ja, maar my hart bly vol. Vol van die glimlagte en liefde en die geur van wyn en koffie wat net die Weskaap so mildelik kan gee. En is juist daardie warmte wat ons vandag wil deel met die storie van Pamela Zindikwa, wie se eie nederige lang reis haar van skoonmaker na kaasmaker geneem het. Ciao, I'm David Ostuni. I'm the owner of Puglia Cheese. I'm super proud, very proud of Pamela, and also the rest of the team as well, because they supported her and they followed through. Pamela is an inspiration for everybody. When she first started, this little girl, I never thought she could do so much. She's a trooper. She's amazing. And she's an inspiration to everybody, which is amazing. Pamela, thank you so much for meeting with us today. It's wonderful and exciting to see how you guys make cheese here at Puglia. Thank you very much, guys. You started here 9 years ago as a cleaner with no knowledge of how to make cheese, and today you're the head of production. That's an incredible achievement. How did you make that leap? The time I was doing the cleaning, I fell in love with making cheese. Then I moved from being a cleaner, I work in packaging as a packer. Then I moved from packer to being assistant cheesemaker in production. I was like, no man, I want to do more. I want to make cheese, to be a head of cheesemaker and at Puglia Cheese. Then I started learning, and because of David, he taught me a lot. So when I have questions, I used to ask him, because he knows a lot about cheese. He used to answer me, help me. Everything, with everything. How important is the quality of the milk in making the kind of high quality cheeses that you make here at Puglia? The milk must be very, very good, especially with the pH. So you must always have a good milk without any bacteria inside. And where do you get your milk from? From local farmers in the area? Yes, the local farmers. Talk to me about the cheese that you developed, Somerset cheese. I mean, I can't even imagine the kind of processes to make cheese, and now you're thinking up new cheeses. What does that entail? So I wanted to make the other cheese. Then I left it, the cheese, that cheese, so it's very critical. So you must follow the temperature, the cultures. You must follow everything. So that was the cheese I wanted to make that day. I made it, I left it in the maturing cold room. Then I was not here during the weekend. The guys for here, they wanted to do something, then they take it out. They put it on a main cold room on 3 degrees, of which it mustn't stay on 3 degrees, it's too cold. Okay. So I came, I said, no guys, what you did was very wrong. This cheese was supposed to stay only between 10 and 15 degrees, now you put it lower. And I was like, okay. Let's see. Then after Dave said, let's wait for 3 months. Don't stress. Let's see after 3 months how it tastes like. After 3 months, cheese was tasting very nice, very delicious. So by accident, you created something Exactly, wonderful. something new. And most of the cheeses, that's how they were born. You miss 1 degree, you change the culture, then it's not going to taste the same, it will taste different. So now it's going to be another cheese. That's how Somerset was born.
What's the next step for you, Pamela? Because you sound like someone who's incredibly motivated to keep learning, keep moving. What is the next goal? Since I won this award, it gives me courage. Sometimes you need someone to push you so that you can go far. You need those people around you so that you every day they motivate you to keep growing. So I want to make more cheeses. Die landbou gaan oor meer as mense op trekkers. Die landbou is 'n hele waardeketting. En 'n mens het nodig om 'n hele waardeketting te ondersteun en ook groei binne daai waarde. En wat ons hier probeer bereik is om erkenning te gee aan mense in 'n bepaalde industrie, die suiwelindustrie, en dit te integreer met die groter landbouprentjie. Landbou is so groot in 'n bedrywige omgewing dat daar wonderlike goed gebeur waarvan ons nie kennis neem nie. Kom ons vertel dit vir mekaar, kom ons ondersteun dit en op hierdie wyse groei ons dan die hele sektor tot voordeel van almal. En dis presies hoekom ons hier is. Ballard sê beter toekoms vir almal en 'n beter toekoms is selfs so basies as om iemand wat 'n ordentlike kaas kan maak, 'n geleentheid tot 'n bietjie sonlig te gee. Daar's geen tekort aan stories om mense hart warm te maak nie. En juist daarom het ek op pad hierheen 'n wye draai na Bonnievale gemaak. Auguste, voor 2018 was hier net wingerde. Daar was nie 'n skool nie. Maar nou is hier Jakes Gerwel Tegniese Hoërskool. Hoe het dit gebeur? Deur regtig saam te werk as 'n gemeenskap en ons het regtig hierdie droom gehad om self 'n verskil te maak omdat die nood was net so groot en ons het ook besef ons kan dit nie op ons eie doen nie en ja, so die boere, die gemeenskap, die departement van onderwys, dit was regtig 'n handevat oor soveel plekke heen. Ja. Ieder en elkeen, maak nie saak wat hulle eie omstandighede was of hulle agtergrond of die min wat hulle kon gee het 'n bydrae gemaak. Hoe het dit gewerk? Weet jy, hulle kon by die plaaslike Spar en Multisafe op daai stadium het ons sulke bakstene teen die muur geteken en hulle kon R2.50 vir 'n baksteen betaal as hulle kruideniersware gaan koop het. En dit het soveel van die gemeenskap bymekaar gebring want die ding was om te sê, wat is in my hand? Wat het jy wat jy kan bydra om vir julle eie kinders, vir ons eie kinders in hierdie gemeenskap 'n skool te bou? En dis nie net 'n skool nie. Dis 'n mooi skool. Ja, Daar's geen skoolfooie nie. Nee. So die kinders kom verniet yes. en hulle kry nie net gewone onderrig nie. Hulle word vaardighede net toegerus Yes. vir die toekoms. Hoekom is dit so belangrik in hierdie gemeenskappe? Weet jy, ons het net besef, ons moet voorsiening maak vir die kinders wat nie hoofstroom of universiteit toe sal gaan nie. En ons wou seker maak dat mense werke kan hê, want jou eie waarde word herstel wanneer jy kan geld verdien en vir jou gesin kan sorg. So jy het ook 'n landboukomponent. Ja. So die hart van die streek wat landbou is, Ja. word dan ook hier teenwoordig. Absoluut. En ek dink ons probeer ook juist die stigma wat baie keer rondom landbou is, afbreek deur te sê daar is soveel goed op 'n plaas waar jy kan deel wees en waar jy kan werk en nie net geld verdien nie, maar help om jou land te ontwikkel. En ek dink dit bring net soveel waarde na jouself wanneer jy iets vir ander kan gee. Lewens is verander, lewens is verryk, mense het hoop, ons kinders het hoop en ek dink die belangrikste is ons kinders droom weer. Ek is bevoorreg om elke jaar die volle 4 dae van Nampo te kan bywoon. Soos ek rondloop hierdie week, as ek dan op die uitkyk vir die perfekte geskenkies vir geliefdes tuis, dan kan ek mos op die laaste dag sommer vinnig my inkopies deurdraf.
mens kan ons nie Weskaap toe kom en nie wyn koop nie. Nou moet ek net hoop hierdie hele spul pas in my tas. Kyk, vir 'n nuusjunkie soos ek, is Nampo die perfekte plek om bedryfsleiers raak te loop en 'n geselsie aan te knoop. En hierdie Nampo was geensins anders nie. Teewald, die rooi vleisbedryf is verskriklik belangrik. Maar in terme van kommunikasie aan die eindverbruiker, watter werk moet nog gedoen word? Annelie, ek dink ons het 'n ongelooflike taak om vir ons verbruikers te vertel wat eet hulle, waar kom dit vandaan en natuurlik twee gedeeltes, hoe is hierdie diere hanteer in die eerste plek en hoe is die, kom ons noem die produk of die vleis hanteer gedurende hierdie proses. Nou ons doen 'n klomp werk met betrekking tot ons het 'n platform of 'n program wat Beef and Lamb South Africa is en ons rapporteer of ons gee terug aan ons verbruikers met betrekking tot dit. Maar daar moet ongelooflik werk nog gedoen word en ek dink daar speurbaarheid is een van die grootste gereedskapstukke wat ons het om dit te kan doen. Jy het ook nou 'n Field to Future inisiatief wat julle onlangs geloods het. Vertel ons daarvan. Field to Future spesifiek gaan oor navorsing wat gedoen word, maar met uitkomste op akademiese navorsing aan die een kant en natuurlik die tweede gedeelte daarvan is om spesifieke projekte te kry. So van grondvlak af vra ons vir produsente, voerkraal en die hele waardeketting eintlik, wat wil hulle sien gebeur? Op watse navorsing wil hulle gedoen word? En ons launch of ons loods ons tweede projek die einde van hierdie maand. Dit is baie opwindend. Soos wat landbou verander en tegnologie 'n groter rol speel in hoe ons boere praktyke in die veld toepas, moet ons struktuur en ons organisasies ook tred hou daarmee met daai veranderinge. Nou vandat RMIS geloods is, watse vordering het julle al gemaak om seker te maak dat die rooi vleisbedryf met een stem praat en almal na dieselfde mikpunt toe werk? Daar's natuurlik verskillende opinies en ek praat nie van ek het 'n verskillende opinie van jou nie, maar 'n stem rondom waarheen ons op pad is. Het almal so ver gaan om te sê ons kyk spesifiek na markte, ons kyk na hoe hanteer ons dieregesondheid en ek dink die vooruitgang wat ons gewys het is spesifiek daarop gemeet om te sê ons het een doelstelling, ons het 'n strategie 2030. Uitvoer is baie belangrik, maar so ook ons plaaslike verbruik en hoe groei ons hierdie bedryf? En die vordering wat ons getoon het ons op 'n vlak gesit wat ons kan meeding op internasionale vlak. Teewald, sal jy my gaan wys hoe word die rooi vleisbedryf hier op Nampo Park verteenwoordig? Annelie, kom ons gaan kyk. Ilse, dit is 'n ongelooflike tegnologie revolusie aan die gang en tegnologie ontwikkel teen 'n verskriklike pas. Daai tegnologie moet oorgedra word aan boere. Hulle het daai toolbox nodig om daai tegnologie te kan aanwend op die regte maniere. Hoe gebeur daai oordrag van kennis? Daardie oordrag kan verskillende forme aanneem. Dit kan van 'n 1 tot 1 wees, navorser met boer. Dit kan wees 'n inligtingsdag, 'n radiopraatjie. Dit kan 'n tipe van 'n webinar wees. Dit kan 'n online ontmoeting wees, maar wat ook baie lekker werk is wanneer ons ook die stap en voel het, die walk and talks. Was regtig die boer laat loop in die proewe en hy regtig kan sien watter van hierdie praktyke kan werk op my plaas en wat is die resultate wat ek daaruit kan kry. Dis daai regte real life experience. Daar is soveel suksesstories hier in die Weskaap. Ons het al oor die afgelope 3 weke hulle eerstehands beleef. Maar vertel 'n bietjie van die suksesstories wat jy al teëgekom het. Twee van ons hoogtepunte is die werklike sukses wat ons gehad het met bewaringsboerdery en waar ons nou vir boere wys dat al het jy beperkings in jou hulpbronne, kan ons vir jou nog steeds 'n oes laat gebeur op jou plaas. Die ander sukses wat ek dink kop en skouers bo alles uitstaan is ook ons Smart Agri plan wat ons ontwikkel het in die departement in 2016. Dis 9 jaar later en ek kan regtig sê dat ons Weskaapse boere is weerstandbiedend en veerkragtig teen klimaatsverandering. Ek sou daardie twee as die grootstes uitlig. Dis ongelooflik om landbou meer toeganklik te maak vir die breër publiek, vir verbruikers. Is landboutourisme lekker? Maar daar's nog iets daarbey, is landbouervarings. Hoe verskil die twee en vertel ons bietjie wat jy beoog? En ek dink baie mense assosieer toerisme met besoek en gaan. Drink 'n glasie wyn en dan gaan ek.
of ry op 'n plaas en besoek vinnig, koop 'n bottel wyn en daar gaan ek, of daardie tipe van vinnige bewegings. Wat ons graag wil hê is dat ons verbruiker daardie ervaring moet hê. Dat hulle regtig verstaan waar word die kos, die produk geproduseer, dat hulle die ketting verstaan en dat hulle dan daardie proe-ervaring het. En ek dink wat vir ons belangrik is dat ons heeltyd as ons vir 'n verbruiker kos op sy tafel sit, dat hy die boer op sy bord moet sien. Wat julle hier saam met my beleef het, is Nampo Kaap. Aan die stuur, voor en agter die skerms is Graan SA. Tobias, ek wil net eerstens geluk sê op 'n ongelooflike Nampo Kaap. Ons het behoorlik tot dusver 'n fees gehad. Ek is bly julle het dit geniet. Ons is lekker moeg, maar dis 'n ongelooflike geleentheid en almal was hierso. Ja, kyk wat 'n voorreg. Ons maak die plaas oop en almal kom kuier. Almal kom kuier. Hoe lank is Nampo Kaap hier in Bredasdorp al aan die gang en hoe die fees gegroei van die beginjare af? Die skou gaan terug, die Bredasdorp gemeenskap is nou al van 94 af het hulle eerste mechanisasiedag aangebied. En dis dieselfde beginsels. Ons bring lekker tegnologie bymekaar, ons gesels hoe doen 'n ou boerdery die beste. En ja, hier 2018 het die gemeenskap van Bredasdorp gesê, maar kan Graan Suid-Afrika en Nampo nie betrokke was nie. En wat 'n ongelooflike sukses. Ek dink daai eerste jaar was hier 17,000 mense gewees. Ons was laas jaar op 43,000 mense en tot dusver wys die syfers, ons is nog sterker as laas jaar. Soos wonderlik as almal kom deelneem, dit beteken hulle geniet dit en hulle sien waarde en dis die beste ding. Maar jy kan sien hoe die uitstallers vanjaar nog beter gedoen as laas jaar. Dis hulle wat die ding maak. Regtig, ons kan dit die plek reël en as die uitstallers hulle bes doen en hulle mooiste bring en die publiek kom kuier en kom kyk, dit is wat 'n skou regtig waar lekker maak. Maar hoe lyk julle toekomsplanne? Wat wil julle graag hê Nampo Kaap moet nog na hierdie streek toe bring? Dis maar altyd ons doelwit om seker te maak dat ons die beste tegnologie na die boere toe bring en is verstommend om te sien hoeveel voertuie hulle self bestuur en afstandbeheer en maar op die einde van die dag is dit 'n gemeenskapsgeleentheid. Dit is baie groter as net die boere. Dis 'n week se breek waar ons van al die harde dinge van die boerdery en die plase kan stop en sê kom ons kyk tegnologie, kom ons praat oor ons toekoms en hoe bou ons 'n lekker sterk gemeenskap en dan natuurlik op die einde die gemeenskap. Dis lekker om te sien as 'n mens kyk na al die stalletjies. Dis die ouete huise, dis die skole, dis die kerke wat hulle beste hiernatoe bring en kom ons hou die gemeenskap saam. Dis ons lekkerste doelwit vir Bredasdorp Nampo Kaap. Dankie Tobias, ons sien julle beslis volgende jaar weer. Ek wens ek kon 'n boek skryf oor elke spesiale plaasbesoek. Maar julle, die tyd is te min. Maar ek kyk graag saam met julle terug na 'n besoek aan 'n baie spesiale boer, Peer Human. Die wêreld waar ons hier boer is maar 'n harde wêreld. Maar die voorreg wat ek het om 2 seuns te hê wat saam met my boer en al 3 kleinseuns, dit gaan vir my oor waarheen ons is op pad. Die toekoms van landbou, want sonder kos kan ons tog nie leef nie. So dis waarop ek fokus, is om by jong manne eendag hierdie geleentheid te gee en daaroor moet ons volhoubaar boer. Peer, julle het 'n gemengde boerdery. Ek wil graag begin hier by julle melkery. Dit laat my dink aan my kleintyd, maar net met baie meer tegnologie by. Vertel vir ons 'n bietjie hoe lank julle hierdie stelsel al in plek het. In 1981 het ek op die plaas van universiteit afgekom en toe het ek en my pa 'n melkstal gebou. Dit was maar 'n ou klein stalletjie en op daai tyd het ons 50 rooi poenskop koeie gemelk in die stal. 44 jaar later het ek en my seun nou weer hierdie nuwe stal gebou. En deesdae is dit maar 'n feit dat met tegnologie kan jy beter wins maak. So toe het ons lank navorsing gedoen oor hierdie stal en November 2022 het ons die stal in gebruik geneem. Hoe help hierdie stelsel julle ook om ander risiko's uit die melkbedryf uit te haal? Die koeie kry proteïen en energie
kragvoer terwyl hulle melk in die robot. Dit word oor die 24 uur versprei volgens 3 kriteria. Dis haar melkproduksie van die afgelope 7 dae. Dit is haar liggaamsgewig want sy word gereeld geweeg. Sy stap baie keer oor die skaal op 'n dag. En die derde een is, ons noem dit in Engels body condition score. Elke 24 uur word die koeie se voer aangepas. En jy kan ook op 'n absolute gereelde basis, jy kan amper elke dag jou lys trek, dan kan jy onder koeie uithaal en hulle laat gaan van die plaas af. So jou seleksie is soveel beter en soveel makliker en soveel eenvoudiger en soveel meer akkuraat met die stelsel. En ek het 'n voeltjie oor vlei, jy het 'n ongelooflike mooi storie oor reën spesifiek. Gegee dat julle boere so afhanklik is van reën. Sal jy dit met ons deel? Daar is 'n paar goed wat vreeslik belangrik is in landbou of in die wêreld waar ek boer en nou groot geraak het. Die een is maar dat ons is baie afhanklik van ons Skepper vir reën. Maar dan is daar ook mense wat sê ja, te veel reën kan skade doen. Ek het ook daai uitgangspunt dat reën het nog altyd meer goed as die skade gedoen wat hy aangeraak. Die ander gedeelte van boerdery is dat tydsberekening is alles. Ek sê altyd as liewe Vader sy kant bring, dan moet jy jou kant daarom ook bring. So dis nogal vir my krities belangrik dat ons die regte goed op die regte tyd moet doen. Dit staan natuurlik in die Bybel geskryf. Daar's 'n tyd vir alles. Soos ek vanaand hier sit en besin oor wat ons alles beleef het tydens ons roadtrip deur die Wes-Kaap en hier by Nampo Kaap, tref die volgende vergelyking my. Jy hou 'n koppie koffie vas en iemand loop verby en stamp teen jou en jy mors jou koffie. Hoekom het jy die koffie gemors? Wel, iemand het my gestamp natuurlik. Dis die verkeerde antwoord. Jy het die koffie gemors omdat daar koffie in jou koppie was. As jy tee gehad het, het jy die tee gemors. Wat ook al in die koppie is, dit is wat na buite toe sal kom. So wanneer die lewe jou stamp en hy gaan, is dit wat binne in jou is, wat na buite toe sal kom. Ons moet onsself vra, wat is in my koppie? Wanneer die lewe moeilik raak, wat loop oor? Op hierdie roadtrip het ek eerstehands beleef dat landboumense en gemeenskappe se koppies vol is met 'n diep bewustheid van die genade waarmee hulle saam met die natuur leef, dankbaarheid vir elke seën, hoop en drome vir môre en 'n onwrigbare wil om te doen, om aktief deel te wees van die skepping se gawes. En is aansteeklik. Soos ek hier sit, is my koppie ook vol.